Ons groot, almagtige Vader wat in die hemel is. Here, wat 'n voorreg om U as ons Vader te hê. Wat 'n voorreg dat ons as kinders na U toe kan kom met die wete dat U ons beter ken as enige iemand op hierdie wêreld. Met die wete dat U presies weet wat ons nodig het, nog voor ons dit van U vra. Met die wete dat U ons so lief het, dat U U enigste seun gestuur het om te sterf vir ons. Nie net sodat ons sondes vergewe kan word nie, maar sodat ons in verhouding kan tree met ons Skepper God. Here, dankie dat U vir ons die Heilige Gees gegee het, sodat ons hier kan sit as 'n gemeente, 'n mense, 'n liggaam van Christus, en dat U hier teenwoordig is onder ons. En so Here, ons bid dat die Gees sal werk vanoggend hier, werk in ons harte, soos ons die goeie nuus hoor, soos ons kyk na U woord, die gesag oor ons lewens. Here, kom en doen 'n goeie werk vanoggend in ons harte, wat sal uitvloei in hierdie week. Here, ons aanbid U, want U is God, en U is heilig, en U is goed, en U is genadig, en U is groot. En so ons hoef nie iets goeds enige iewers anders te vind nie. Ons hoef nie te bekommer oor môre nie, want U is groot. En ons kan rus om te weet dat ons redding nie afhanklik is van wat ons doen nie, maar alleenlik wat Jesus vir ons gedoen het. Here, ons prys U vir dit. Here, ons wil ook kom en ons sondes bely. Here, ons is 'n mense wat so dikwels wegdraai van die goeie nuus en dink ons kan ons redding bewerk. Ons draai dikwels so weg en ons raak bekommerd oor wat môre gebeur, wat aangaan in ons land, wat aangaan in die wêreld om ons. En ons wonder of U regtig daar is en of ons regtig kan rus dat U na ons sal kyk, dat U na ons sal voorsien. Here, ons bely dat ons so dikwels kyk na ons bankrekeninge en bekommerd is of U regtig volgende maand weer sal voorsien. Ons kyk dalk na ons kinders, Here, en ons wonder of U regtig na hulle kyk. En ons voel so dikwels dat dinge regtig eintlik van ons afhang. Here, ons bely dat ons probeer om partykeer God te speel. Ons wil vra dat U ons sal vergewe daarvan en dat ons werklik sal bekeer. Here, ons wil vir U dankie sê vir soveel goeie dinge. Here, ons kyk terug op hierdie week. Here, ons sê net dankie vir gisteraand en die manier hoe ons as 'n gemeenskap, vriendskap en familie kon geniet hier in die huis van God. Here, dit was so lekker om net saam te kon partytjie hou. Here, ons kyk terug op die week en ons dink aan die gesinsgroepe wat bymekaar gekom het. Ons dankie dat ons gesinsgroepe kan hê wat om die woord vergader, om meer van U te wil leer, saam gemeenskap te hê, saam te eet en te geniet die goeie dinge wat U vir ons gegee het om te geniet. Here, ons dankie vir die studente en ons wil regtig bid dat U sal aanhou 'n goeie werk doen daar, Here. Daar's soveel studente wat nie U ken nie, Here. Wat nie weet wat dit is om in 'n lewendige verhouding met U te tree nie. En ons wil bid dat U 'n ongelooflike werk daar sal doen. Op die Woensdae en op die Sondag. Here, ons dink aan ons tieners wat weer Vrydag bymekaar gekom het. Tieners wat so dikwels wonder waar hulle inpas in hierdie lewe. En ons bid dat U vir hulle sal wys dat Jesus ook die antwoord op hulle lewens is. Here, ons sê vir dankie vir al hierdie goeie goed. Here, ons bid vir Redor en ons dankie vir hulle as 'n broedergemeente wat net U naam ontmoet. En ons bid dat U sal intree daar en daar goeie werk sal doen in hulle midde. Here, ons dankie vir al die ander Union kerke saam wie ons gebind kan wees. En ons bid vir goeie ondersteuning en goeie werk. Here, ons bid vir die groei van die evangelie in al daai gemeentes. Here, ons wil bid dat U so dan vanoggend ons harte net sal roer, maar nie net vanoggend nie, maar ook vir hierdie week wat voorlê. Here, sodat ons opnuut weer herinner word aan die goeie nuus wat ons so dikwels vergeet. Dankie, Here, dat ons hierdie kan vra van U in die naam van die Vader en die Seun en die Gees. Amen. Goeiemôre. Ek
Ek lees vir ons uit Johannes 17 vanaf vers 6 tot 19 en is in die 2020 vertaling. Julle kan saam met my volg in die woord. Ek het die naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het aan hulle my gegee en hulle het die woord gehoorsaam. Nou weet hulle dat alles wat U my gegee het van U kom. Die woorde wat U my gegee het, het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en werklik besef dat ek van U afgekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En alles wat myne is, behoort aan U, en wat aan U behoort, is myne. En in hulle is ek verheerlik. Ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is nog in die wêreld, en ek kom na U. Heilige Vader, bewaar hulle wat aan U my gegee het in U naam, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat U aan my gegee het in U naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na U. Ek sê hierdie dinge terwyl ek in die wêreld is, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het aan hulle U woorde gegee, maar die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle deur die waarheid. U woorde is die waarheid. Net soos U my in die wêreld ingestuur het, so het ek ook hulle in die wêreld ingestuur. En ter wille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Goeiemôre Ligpunt. Goed om julle te sien. Dit was net 'n paar uur gelede wat ons almal saam gekuier het hier, of baie van ons ten minste. En dan ook baie goeiemôre vir jou en baie welkom hier vir jou as jy vandag hier die eerste keer saam met ons is. Soos wat Elof ook vroeër genoem het, my naam is Johan Verster of Poen. En ook een van die ouderlinge hier by Ligpunt, en ek is baie opgewonde oor vandag se gedeelte. Ons gaan gesels oor dinge wat ek dink ons nie eintlik genoeg oor saamgesels nie. Soos wat ons kyk na daai gedeelte wat vir ons gelees was in Johannes hoofstuk 17 verse 6 tot 19. So kom ek bid weer vir ons. So kom ons vra en kom ons maak onsself stil, want wanneer God deur sy woord praat, is die Gees aan die werk. En ons wil ons harte laat goeie grond wees waarin die saad kan val en ontkiem en nuwe lewe bring. So kom ons bid en vra dat God sal werk. Vader, ons loof en ons prys U vir die ontsaglike seëninge wat ons uit U hand uit geniet. O Heer, sal U aanhou ons oë toenemend oopmaak deur die Gees, dat ons sal wakker wees, nie net tot wat in hierdie wêreld oral om ons aangaan en ja, al die gevare en die maar meer is dit, Here, al die seëninge wat ons het. Here, help ons om U hand te sien werk in hierdie wêreld. Help ons om U stem te hoor in ons lewens. En vir daardie rede, Here, is ons ook nou hierso saam, want dit is hier waar ons, U mense, saamkom om U woord, waar U praat en waar U Gees werk en waar ons vir Jesus sien, sodat ons vir Jesus kan lewe. O Heilige Gees, kom wees met ons ook nou, kom bekragtig ons, kom vernuwe ons, kom verander ons. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen. Vriende, almal van julle sal vertroud wees met die Founding Fathers. Die Founding Fathers is daai term wat ons gebruik wat verwys na spesifieke individue in Amerika wat in die 18de eeu integraal betrokke was, by die stigting van die Verenigde State. Hulle was daai ouens wat met die War of Independence teen Brittanje gefight het, of ten minste dit bestuur het, en hulle is die ouens wat die Declaration of Independence geformuleer het en die Konstitusie van Amerika geskryf het. En vir baie Amerikaners, alle Amerikaners natuurlik weet van die Founding Fathers, maar vir baie is hulle eintlik maar net historiese figure. Hulle word gerespekteer, hulle word selfs baie keer bewonder, maar vir die gemiddelde Amerikaner in 2026 ten minste is daardie Founding Fathers totaal en al
verwyderd van hulle, eintlik maar vergeete deur hulle, irrelevant tot hulle alledaagse bestaan. En ek begin vanoggend hier, vriende, want ek dink daar's 'n soortgelyke ding wat baie keer afspeel in ons as die moderne, westerse en veral die protestantse kerk. Dit is hoe ek dink ons baie kere oor die apostels dink. Die realiteit is dat in 2026 populêre Christendom is ons eintlik, kom ons wees eerlik met mekaar, onsaglik individualisties as ons dink oor ons geloof. My geloof gaan oor my en my persoonlike verhouding met God en dit is ek en dit is Jesus en dit is my geloof, my ervaring, dit gaan oor my oortuigings, dit gaan oor my perspektief. Die realiteit is, ons as moderne Christene is ook ahistories. En wat ek daarmee bedoel is, as ons moet eerlik wees, wat is die boeke wat ons by Koem gaan koop? Dit is die boek wat nou net uitgekom het. Dis die liedjie wat nou net uitgekom het. Nou, ons is 'n mense, as ons moet eerlik wees, wat eintlik, as ons terugkyk in geskiedenis, en hoe verder ons teruggaan in kerkgeskiedenis, raak dit meer en meer minderwaardig vir ons, word dit selfs geminag deur ons. En een van die areas, en hierdie is katastrofies, waar dit uitspeel vir ons is wanneer dit kom by ons verstaan en die manier wat ons Christendom beoefen met betrekking tot die plek waar die apostels in dit vervul. Vir baie westerse protestantse Christene, vriende, is die apostels baie soos die Amerikaanse founding fathers. Maar dit is 'n fout. En ons het nodig om dit te verstaan, en die Nuwe Testament is baie duidelik hieroor, vriende. Volgens die Nuwe Testament, dink byvoorbeeld Efesiërs 2 vers 20, is die apostels nie die founding fathers van ons geloof nie. Hulle is eerder die foundation. Hulle is foundational. Dink aan die beeld van 'n fondasie, ons almal is nou, ek hoop hier's 'n fondasie hierso. Maar dink aan 'n fondasie by jou huis. Dink aan 'n fondasie by jou huis nie. Die fondasie is dit waarop alles anders te rus. Die fondasie is nie die som totaal van 'n huis nie, maar alles anders te staan op daardie fondasie. Staan en val tot die mate wat daardie fondasie stewig en sterk is. En hier is die punt vir vanoggend. Vriende, ware Bybelse Christendom is apostoliese Christendom. En dit is wat ek graag wil hê ons moet saam oordink. Vriende, hoekom is dit noodsaaklik dat ek en jy ons geloof in God en dat ons hierdie geloofsgemeenskap bou op die fondasie van die apostels? Wel, dit is wat Jesus se gebed aan ons kommunikeer in Johannes 17 vers 6 tot 19. So net 'n klein bietjie konteks vir die van ons wat nie laasweek hier was nie. Ons het laasweek begin, ons kyk na Johannes 17, hierdie baie bekende en belangrike gebed van Jesus in Johannes 17. Dit kom reg aan die einde van 4 hoofstukke waar Jesus saam met sy disippels is, die bo-vertrek gesprekke wat Jesus het met sy disippels net voor hy kruis toe gaan. Jesus is besig om vir hulle reg te maak dat wanneer hy nie meer daar is nie, gaan hy hulle stuur en hy gaan die kerk na hom stuur en so hy bid. En hierdie is 'n gebed vir gestuurdes, soos wat ons reeks dit kommunikeer. En in hierdie gebed het Jesus laasweek vers 1 tot 5 het Jesus eintlik gebid vir homself as die eerste en die belangrikste gestuurde, die een wat kruis toe moet gaan om die Vader te gaan verheerlik. En dan in ons gedeelte vandag praat Jesus en hy bid nie vir jou en vir my direk nie. Hy bid vir die apostels, vir sy oorspronklike disippels, vers 6 tot vers 19, wie hy nou uitstuur. En dan volgende week in vers 20 tot vers 26 gaan ons dan sien hoe Jesus in sy gebed draai en eintlik bid vir ons, die toekomstige gelowiges. Ten minste van Jesus se tyd of toe hy dit gebid het. Vriende, kyk saam op die skerm. Vers 20, nou dit is volgende week se gedeelte. Ek wil net hê ons moet iets raak sien in vers 20, wat eintlik volgende week se gedeelte begin. Jesus sê in vers 20, soos wat hy met sy Vader praat, ek bid egter nie net vir hulle nie, dis nou die oorspronklike disippels, ek bid nie net vir hulle nie, maar ek bid ook vir die toekomstige gelowiges, wat deur my oorspronklike disippels se woorde in my gaan glo. Met ander woorde, hoor mooi vriende, die oorspronklike disippels, sê Jesus in sy gebed, sal suksesvol wees in hulle sendingswerk. Hulle gaan suksesvol wees, en ons wat vandag hier sit in Pretoria, in 2026, en miljoene ander gelowiges, reg oor die wêreld vir die laaste 2000 jaar,
Ons is die bewys van die feit dat Jesus se gebed was beantwoord en dat hulle sendingswerk suksesvol was. En dit is wat ek graag wil hê ons in aanspoor vandag. Ek wil hê ons moet kyk na Jesus se gebed vir sy apostels. Vriende, en ek wil hê dat ons dan moet reageer daarop, mooi hoor wat Jesus sê, en my uitnodiging en my begeerte, my gebed vir ons, is dat ons dan ons lewens sal bou op die woorde van die apostels. Reg so. So, 3 bewegings in Jesus se gebed aan die apostels. Eerste een is dit, kyk saam op die skerm, vers 6 tot 10, die apostels word gegee. Die apostels word gegee. Kom ons kry ons neuse in die teks. Ek wil hê almal moet hierdie sien. Het jy dit opgetel, dit wat vir ons gelees was? Kyk saam met my nou daar, ons kyk na vers 6 tot 10. Daar's 'n woordjie wat 6 keer herhaal word in vers 6 tot 10, en dit is die woordjie gegee. Maar dit word op 2 verskillende maniere gebruik, soos wat Jesus in sy gebed hier hamer op gegee. In die eerste plek bid Jesus en hy maak dit duidelik dat die oorspronklike disippels, hierdie ander ouens wat nou saam met Jesus daar in die bovertrek om die tafel sit, dat hierdie oorspronklike disippels 'n mense is wat die Vader aan hom die Seun gegee het. Kom ek lees weer af vir ons 'n paar van die gedeeltes van dit. Vers 6. Jesus beskryf hulle as die mense wat U, Vader, my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U, Vader, het hulle aan my gegee. Kyk na vers 9. Jesus bid verder en Jesus sê in vers 9, ek bid vir hulle, hierdie oorspronklike disippels wat saam met my hierso sit. En ek bid nie vir die wêreld nou nie, maar vir hulle wat U aan my gegee het. Dink saam met my aan 'n troue, nee, as jy by 'n trou is, ek kan nie lekker onthou of ons dit ook in Afrikaans sê nie, maar verseker in Engels, nê, sal 'n mens praat van the father gives his daughter away in marriage. Dit kommunikeer iets van 'n vader, nê, wat die dogter behoort as dit ware aan die vader. Dit is sy vlees en bloed. Dit is sy kosbare dogter. Dit is sy grootste skat. En dan gaan daai vader, en mag dit nooit met my gebeur nie. Nee, dit moet. En dan gaan daar die vader en hy gee sy dogter oor aan die bruidegom. En dit is wat Jesus hieroor bid. Dit is wat hier gebeur. Die apostels wat aan die Vader behoort, die oorspronklike disippels word nou aan Jesus gegee. Maar sien dan raak die ander manier wat die woordjie hier gebruik word. Jesus het dit toe, maak hy duidelik in sy gebed, en hierdie is sy hele aardse bediening wat hierdie gedoen het. Jesus het die Vader se woorde aan hulle gegee. Kom ons lees weer vers 6. Jesus sê, ek het U naam bekend gemaak aan die mense wat U my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan U behoort en U het hulle aan my gegee en hulle het U woord gehoorsaam. Kyk vers 8, die woorde, Vader, wat U vir my gegee het ek aan hulle gegee en hulle het dit aanvaar en hulle het werklik besef dat ek van U afgekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. So dink saam met my aan telefoontjie, nee, telefoontjie is een van die eerste games wat ons gespeel het toe ons kinders was en ons almal weet hoe dit werk. Die idee van dit is dat ons 'n klomp mense, hulle almal sit op stoele en die eerste ene het 'n boodskap en die idee van die speletjie is dat jy probeer 'n tipe van 'n tongue twister kry, iets wat redelik maklik gaan wees om verkeerd te kan kry, iets wat nogals baie allitereer of rym en so iets soos Koos eet appelkose en gekose appels en dan sê die eerste ene sê dit en dan sê dit vinnig en hy sê dit so half obskuur en dan gaan jy aan en op die einde van die dag by die laaste ene wat weer uitkom en sê hy, hierdie is die boodskap, as dit totaal en al verkeerd en dan lag almal, jy, dis baie lekker. Dis baie snaaks. Maar vriende, wanneer dit kom by die boodskap van God, is dit nie snaaks nie. Dit is nie hoe dit moet wees nie. Wanneer ons God se woorde verkeerd kry, is dit dodelik. En dit is die punt, hierdie is die burden van Jesus in sy gebed. Onthou Johannes hoofstuk 1, hoe het die evangelie begin? Jesus is die ewige woord. Hy wat van alle ewigheid saam met die Vader was, hy wat self God is, hy, Johannes 1 vers 14, die woord
het vlees en bloed aangeneem en hy het onder ons kom woon. Wie is die ons? Die oorspronklike disippels, die ooggetuies, Johannes en die res saam met hom. Jesus het homself, hy het die Johannes 1 vers 18, die onsienlike God het hy kom verduidelik en kom vergestalt en kom openbaar. Met ander woorde, vriende, die oorspronklike disippels, hierdie ouens wat saam met Jesus in die boventrek sit, sê Jesus in sy gebed, is God se gekose, gesaghebbende gesandte. En hulle vervul 'n spesifieke en 'n unieke rol in die lewe van vers 20 van ons, die toekomstige gelowiges. In dat hulle die openbaring van die Vader in die Seun deur die Gees gaan na ons toe kom, maar net op een manier, en dit is via hierdie ouens wat saam met Jesus om daardie tafel gesit het. So dink terug saam met my weer aan telefoontjie, ons illustrasie. Vriende, hoor asseblief tog baie mooi. Net soos wat ons nie spreekwoordelik nie, ek en jy mag nie, ek hoop jy weet hierdie, maar ons mag nie die spreekwoordelike stoel tussen God die Vader en God die Seun gaan plaas nie. As jy 'n woord kry en jy dink dis 'n woord van God af, maar dit strook nie met die Jesus van die Bybel nie, vriendin, is dit nie die stem van ons Vader nie. Dis die stem van die Vader van leuns. Wat ook al die Vader sê, is die woorde wat die Seun gesê het, en hulle strook met mekaar. En net soos ek en jy nie ons stoel kan gaan sit tussen die Vader en die Seun nie, so kan ek en jy ook nie ons stoel gaan sit tussen die Seun en die apostels nie. Wie ook al Jesus is en wat ook al Jesus se woorde is, wat die woorde van die Vader was, het hy aan die apostels gegee. En is vir ons gegee in sy woord in die Nuwe Testament spesifiek. En daardie is Jesus en die enigste Jesus vir hierdie wêreld en vir jou en vir my. O vriende, asseblief tog, ons het nodig om hierdie te besef. Ons sê dit so baie dat ek dink ons besef dit nie altyd nie. Ware Christendom is apostolies, dit is apostoliese Christendom. En let wel, ek verwys nie hier na tradisies soos die Katolieke Kerk, waar hulle eintlik maar die paus sien as die een wat eintlik staan in die voete van die apostels nie, en ek verwys ook ongelukkig nie na iets wat nou baie populêr is in ons moderne wêreld nie, op elke liewe hoek en straat, elke Jan Rapp en sy maat, met sy prosperity gospel daar buite, noem homself 'n apostel. Dit is nie waarvan ons hier praat nie. Jesus bid nie hier vir hulle nie. Nee, ons het nodig om te verstaan, die Christelike geloof is 'n huis wat gebou word op 'n fondasie wat reeds gelê is. Ek en jy, prys die Here, het nie nodig om daai fondasie te lê nie, hy is reeds gelê. Die fondasie van die oorspronklike disippels, soos wat dit vir ons neergepen is in ons Nuwe Testamente. En vriende, dit is goeie nuus. Dit is goeie nuus, nê? Ons hoef nie te wonder. Ek en jy hoef nie te wonder hoe God is en waarmee God besig is nie. Ek en jy hoef nie te wonder wat is God se wil vir ons lewens nie. Nee, God het homself in sy Seun deur sy geesvervulde apostels perfek en finaal aan ons openbaar. So wat is jou en my verantwoordelikheid in hierdie telefoontjie spel wat ons mee besig is? Jy wil so naas moontlik daai Bybel hier aan jou oor hou. En jy wil so mooi en duidelik as moontlik luister na die gefluister van die apostels. En vriende, dis goeie nuus want ons hoef nie, Paulus se woorde, Efesiërs 4 vers 14. Soos wat Paulus se daar stel, ons hoef nie soos, en ek haal vir Paulus hier aan, soos klein kindertjies, wat deur onstuimige golwe rondgeslinger word en rondgewaai word deur elke liewe lering daar buite, hoef ons nie, en ek haal nou weer Paulus aan, hoef ons nie deur mense se slinksheid en mense se gekonkel mislei te word nie. Ons hoef nie, hoekom nie? Want ons God en ons verlosser Jesus het vir ons 'n sterk en 'n stewige, 'n behoorlike fondasie gelê, die Nuwe Testament woord van die apostels. En so vriende, net 'n paar vrae vir jou en vir my om te selfreflekteer en moenie worry nie, dit raak korter die volgende 2 punte.
Maar net 'n paar vrae van selfondersoek vir jou en vir my. Eerstens, hier is die vraag vir jou en my vanoggend. Is jou geloof, vriend, vriendin, apostolies? Moet asseblief tog nie opgewonde raak oor die nuutste ding daar buite wat vars en nuut is nie. Ons geloof moet oud en onoorspronklik wees. Dis 'n goeie ding. Dis 'n goeie ding wanneer Christendom onoorspronklik is. Kom ons maak erns deur te luister na God se gesaghebbende gesandte. Vriend, kan ek jou vra, staan jy met beide voete geplant in die apostoliese geloofsbelydenis? Daardie waarhede wat die kerk vir die laaste 2000 jaar bely en voorbeklei het. Volgens die kerk vir die laaste 2000 jaar, dit is wat jou 'n Christen maak. Enigiets buite dit noem ons 'n kult. Hierdie is wat dit is, die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God, die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wat ontvang is vanaf die Heilige Gees, wat gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, en gekruisig is en gesterf het, en toe begrawe is, en toe die hel ondergaan het. Maar wat na 3 dae uit die dood uit opgestaan het, wat opgevaar het na die hemele, gaan opgevaar het na die troon van God, ons almagtige Vader toe. Van waaraf hy, Jesus, gaan terugkeer om te oordeel. Die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. En ek glo in die Heilige Gees, wat die Seun gestuur het. En ek glo in 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die kerk wat die Gees gevorm het. En ek glo in die gemeenskap van die heiliges. En ek glo in die vergifnis van sondes. En ek glo in die opstanding van die vlees. En ek glo in 'n ewige lewe, saam met Vader, Seun en Gees. Vriende, glo jy dit? Kan ek by jou pleit, plaas jouself, plaas jou gesin onder hierdie apostoliese woord, die Nuwe Testament, onder hierdie apostoliese woord. Tweede gedeelte van Jesus se gebed. Kyk saam met my. Ons het gesien in die begin van Jesus se gebed, bid Jesus hierso, en ons het gesien dat die apostels word gegee, maar nou in vers 11 tot 15 sien ons die apostels word gehou. Jy sien die woord daar, kyk saam met my in die teks, die woord daar in vers 11 tot 15 wat herhaal word, is die woord bewaar. Het jy dit opgetel daar, vers 11, en weer in vers 12, en weer in vers 15, en dan 'n soortgelyke konsep ook daar in vers 12, die woordjie beskerm. En hierdie is wat Jesus hier in sy gebed aan sy Vader sê, maar ook, hy sê dit sodat sy apostels en ons dit ook kan hoor. Jesus bid hier, dat wanneer hy vers 11 nie meer in die wêreld gaan wees nie, en dus vers 12 gaan hy nie meer sy disippels kan beskerm as hy nie meer in die wêreld is nie, bid Jesus dat die Vader hulle sal, vers 12, bewaar, dat die Vader hulle geestelik sal hou. Die rede hoekom dit nodig is, sê Jesus vers 14, is omdat die wêreld hulle haat. En hoekom haat die wêreld hulle? Want onthou in die vorige gedeelte van die gebed, Jesus het die Vader se woorde aan hulle gegee. En wat het gebeur met die Seun, toe hy die ware God kom openbaar het, wel hulle het hom gekruisig, die wêreld het hom gehaat. En soos vir die Seun wat kom met die woorde van die Vader, so vir die apostels wat kom met die woorde van die Vader en die Seun, hulle sal deur die wêreld gehaat word. En dis bid Jesus vers 15, en Jesus bid dat die Vader hulle nie uit die wêreld uit sal wegneem nie, maar dat die Vader hulle in die wêreld van die bose sal bewaar. Nou vriende, ons moet mooi luister hierso. Jesus praat natuurlik weer, onthou soos ek die hele tyd sê, hy bid hier vir die oorspronklike apostels. Maar vriende, soos vir die fondasie, so vir alles wat op die fondasie gebou is. Wat Jesus hierso bid, verklap vir jou en vir my iets van Jesus se hart en God se hart en begeerte vir apostoliese Christendom en ook vir die tipe van kerk
en Christene wat ek en jy dan wil wees. Jesus se gebed, vriende, vertel vir jou en vir my hier hoe ons as gestuurders met die wêreld moet omgaan. Het jy dit opgetel daar? Daar's twee, nou as ek my eie beskrywings vir dit kan gee, daar's twee tipe van verwronge weergawes van Christendom in hierdie wêreld. Die een is klooster Christendom. Klooster Christendom is die ouens, soos baie van die monnike van ouds wat gesê het, hoor jy, ons gaan nie hier onder die gepepel by al die sondige mense wees nie. Ons gaan daar vir ons 'n klooster bou, daar ver hoog op die koppie, daar hoog heilig, daar gaan ons wees onbesmet van al hierdie sondaars af. En die goeie ding met hulle is, hulle sit met die woorde van God. Die slegte ding is net, daar's niemand om hulle om daardie lewegewende woorde van God te hoor nie. Dan is daar 'n ander weergawe van Christendom, en kom ons noem dit verkleermannetjie Christendom. En verkleermannetjie Christendom smelt so saam met die omgewing om hulle, dat hulle presies maar net soos die wêreld lyk, en optree, en praat, en beplan, en droom, en hulle self gee, maar net soos die res van die wêreld. Die goeie ding van hulle is ten minste in die wêreld, dis great, want dit is waar toe Jesus sy kerk stuur, hulle is in die wêreld, maar die probleem is, hulle woorde dra geen gewig nie, want dit het duidelik in hulle eie lewens geen krag nie. En vriendinne, ek en jy het vir onsself nodig om ons te vra, en elke persoonlikheid, en elke kerk, en elke kerktradisie, gaan op een of ander manier so klein bietjie oorhel na een van die kante van hierdie spreekwoordelike perd af, of dalk geheel en al afval, en ons moet onsself afvra, wat is dit vir jou, wat is dit vir my, wat is dit vir ons hier by Ligpunt? En my vriende, Ligpunt, ons het nodig om dit vir mekaar aan te hou, sê, Christendom is nie 'n stokperdjie nie. Christendom is nie 'n stokperdjie nie, mense gaan hel toe. Ons het nodig om in hierdie wêreld te wees, anders te gaan mense nie vir Jesus leer ken nie. Maar vriende, ons het nodig om nie van die wêreld te wees nie, want anderste gaan mense vir Jesus nie leer ken nie. En so Ligpunt, kom ons betree die wêreld, wat ook al die wêreld vir jou is, want ons is almal gestuurdes. Dalk is dit daar by die skool waar jy is, dalk is dit by die universiteit waar jy tans is, dalk is dit by jou werk, dalk is dit onder jou familie, dalk is dit jou nie-Christen pelle. Kom ons betree die wêreld en kom ons doen dit met moed. Ons kan op die voorvoet in die wêreld ingaan. Hoekom? Want Jesus het gebid dat die Vader sy kerk sal hou. So ons kan gaan, ons sal alright wees, jy gaan dit maak. Maar vriende, kom ons betree ook die wêreld met 'n waaksaamheid, met 'n nugterheid en 'n waaksaamheid, want Jesus dink dit is gevaarlik genoeg dat hy moet bid, dat ons van die bose af moet bewaar word. O, die duiwel is 'n brullende leeu. En as ons daarin gaan, sonder die stem van Jesus, wat ons stuur met hierdie woorde, gaan die leeu ons vreet. Vriende, hier is die derde gedeelte van Jesus se gebed. Hier is die derde beweging in Jesus se gebed. Die apostels word nie net gegee nie, die apostels word nie net gehou nie, maar die apostels word geheilig en gestuur. Sien jy daar in vers 16 is basies 'n herhaling van die vers 14. En waar daar beklemtoon word is dat hierdie oorspronklike disippels net soos Jesus nie van die wêreld is nie, maar dat net soos Jesus vers 18, kyk in vers 18 daar dat hulle in die wêreld nou ingestuur word. Maar moenie hierdie mis nie, hierdie is belangrik. Dit is belangrik om te sien dat voor die apostels gestuur word die apostels eers vers 17 geheilig. Nou ons moet mooi verstaan wat daai woordjie beteken. As Jesus hierso bid dat hulle geheilig word, bid Jesus nie hier nie, hy bid dit op ander plekke, maar hier bid hy nie nou, Vader, sal U hulle help om heilige lewens te lewe nie. Wat Jesus hierso bid is, Vader, sal U hulle afsonder. Dit is wat heilig beteken. Dit is eintlik hier die woordjie en dit is presies die idee wat ons kry in die Ou Testament, in plekke soos in Eksodus 29, waar ons sien dat die priesters, voordat hulle God gegewe taak kan vervul, hulle diens van die Here kan gaan vervul, moet die priesters eers geheilig word. Hulle moet afgesonder word, hulle moet toegewy word. So dink saam met my aan
middeleeue, ek sien vir King Arthur wat op sy troon sit. En jy het hierdie knights, en 'n knight moet genaaid word, nee. Die ridders moet genaaid word, en hulle sou kom kniel voor die koning met die swaard, en hy knight hulle so, en wat hy eintlik daar sou doen, dit is in Engels sal jy sê, dit is 'n ordination. Hulle word toegewy, hulle word afgevaardig voordat hulle uitgestuur word, en hulle word dan gestuur, ja, maar hulle word gestuur in die naam, en met die agenda, en met die krag van die koning. En dit is wat Jesus hierso bid vir hierdie oorspronklike disippels vir die apostels. Hulle word gestuur, maar voor hulle gestuur word, word hulle geheilig. Hulle word afgevaardig. En hier is die verstommende ding. Kyk na ons laaste versie op ons teksgedeelte. Hier is die pragtige verstommende ding. Vriende, kyk na vers 19, wat sê Jesus? Jesus bid, soos wat hy bid vir hierdie wie hy graag wil hê moet geheilig word en dan gaan stuur. Hy bid en hy sê, terwille van hulle heilig ek myself, sodat hulle ook deur die waarheid geheilig kan wees. Die punt is, vriende, die apostels wat geheilig word, is gegrond op Jesus wat in die eerste plek homself geheilig het vir sy diens van die Here. Hy wat homself afgesonder het vir sy goddelike taak. En wat is dit? Wel, dit gaan nou net hierna plaasvind. Dit is Jesus wat kruis toe gaan. O vriende, hoor dit asseblief tog mooi. En as jy vandag hier by ons kuier en jy is nog nie 'n disipel van Jesus nie, hierdie is hoekom jy jou lewe vir Jesus wil gee. Hoor weer saam met my die evangelie. Vriende, die God wat die apostels afsonder en uitstuur vir hulle taak, hy is nie 'n onbetrokke en 'n gemaksigtige koning wat daar op sy troon van ver af sy swaard swaai en vir ander ouens sê, hoor, jy gaan doen vir my 'n job nie. Nee, die ware God is die God, hy is die koning wat in die persoon van Jesus van sy troon afgeklim het. King Arthur wat self die eerste en die belangrikste ridder is, wat homself afgesonder het, om kruis toe te gaan en om die oorlog te gaan fight teen die vyand en om die deurslaggewende oorwinning te gaan behaal. En nou kan hulle gaan in sy gesag vir 'n oorlog wat hulle nie kan verloor nie. En vriende, hierin hoor mooi, hierin lê die sukses van die apostels dan as gestuurdes. Die sukses van die apostels lê nie in hulle toewyding nie. Dit lê in Jesus se toewyding. Hulle word ingewy, maar is nie hulle toewyding wat hierdie koninkryksbouprojek gaan 'n sukses maak nie, nee. Dit is Jesus se toewyding wat vir alle ewigheid op die kruis aan ons gekommunikeer word. En so ek sluit af. Vriende, ek sluit af met 'n ander bekende storie wat ons almal ken, die 3 varkies. Die 3 varkies. Ons almal ken daai storie, is 'n baie belangrike storie. Eerlik, ek is so serieus. Een van die belangrikste stories in hierdie wêreld wat ons almal baie mooi na moet luister. Want jy sien daar is hierdie 3 varkies en hulle elkeen bou 'n huis. Een van strooi en een van takke en een van bakstene. Maar dan kom die wolf. En op die einde van die dag bly daar net een huis oor wat staan. Vriende, die wolf is reeds hier. Die wolf is reeds hier. En op die ou einde van die dag sal daar net een huis bly staan en dit is die koninkryk van God. En dit is hoe die Bybel dan eindig. Kyk saam met my soos ons afsluit Openbaring 21 vers 14. Johannes het hierdie visioen, hy het 'n visioen van die nuwe Jerusalem. En dan kyk hy na hierdie ewige stad van God en hy sê die stadsmuur het 12 fondamente en daarop is ook 12 name. Dit is die name van die 12 en net die 12 apostels van die Lam. O vriendin, ligpunter, nie Christen, mag ek en jy wys wees en ons lewens bou, ons geloof bou, mag ons ligpunt ons geloofsgemeenskap bou op dit wat vir alle ewigheid behoue gaan bly. Kom ek bid vir ons. Vader, ons loof en ons prys U vir hierdie ontsaglike sendingswerk, Here, wat U mee besig is nou nog in hierdie wêreld.
O Here, genade op genade, dat U, die ewige God, vir ons, vervreem van U, het U in die genade U Seun gestuur, en deur die Seun het U Gees gestuur, en U geesvervulde apostels, sodat ons die voorreg kan hê, vandag, Pretoria 2026, Here, dat ons U woorde kan hoor. Ek bid vir ons as 'n mense dat ons sal wys wees. Here, maak ons 'n mense wat ons lewens bou op dit wat vir alle ewigheid gaan bly. Asseblief wees ons genadig en help ons om daardie insig te hê. Nie net vandag nie, maar ook môre en elke dag hierna. Ons bid dit in Jesus se goeie naam. Amen.